Guys, British spooks are fearing Iranian sleeper cells may be operating in the UK. Israel is plotting a false flag attack on Al-Aqsa. Saudi Arabia has captured 2 Mossad agents. Hartlike goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsending kykers en luisteraars. Het nou so vinnige paar uittrekseltjies gesien in video's van mense wat uitlatings maak van vals vlag operasies. Nou ons het in die verlede al daaroor gewaarsku. Ons het ook 'n uittreksel gewys nou in die begin van 'n uitlating van president Trump, 'n aanhaling in terme van en in ten opsigte van sleeper celle soos hulle dit noem in Amerika, wat nou onder die vaandel van Iran natuurlik geplaas word. Nou daar's baie meer wat ek oor hierdie onderwerp weet, maar ek dink dis miskien hoekom die Vader my 'n inligtingsagtergrond laat gee, dat ek 'n draai gaan maak het in die intelligensie om hierdie misleiding en verleiding, ek wil amper sê makliker raak te sien, makliker te identifiseer, want 'n mens het 'n bietjie ondervinding opgetel en gesien hoe intelligensiedienste opereer in hierdie opsig. Nou ek gaan nou kom by die waarskuwing wat daar vir ons daarin is, maar net om 'n paar voorbeelde te noem, ons weet in ons eie geskiedenis hoe het generaal Smuts 'n insident geskep op die Suidwesgrens om die simpatie van die breër volk te kry, te wen, om dan ook in 1915 dan nou vir Engeland Suidwes-Afrika te annekseer teen die Duitsers, om dan met ander woorde teen die Duitsers te veg. En so kan ons baie voorbeelde noem. 9/11, 9 September in Amerika self, wat verseker 'n vals vlag. Iemand wat nou nog dink dit is soos wat dit gestel is, leef absoluut in 'n waan en is naïef verby. Ons het die USS Liberty gesien waar die Israelies destyds hom gebom het onder valse voorwendsels dat dit 'n ander land is om die Amerikaners dan nou te lok, te lei tot 'n oorlog wat vir hulle dan voordelig is. So dis 'n algemene taktiek wat gebruik word. Die gevaar wat ons nou hier sien in ten opsigte van Amerika is ons sien dat Amerika het op hierdie huidige oomblik, kykers en luisteraars, 79% van Amerikaners in 'n stemming het gesê ons wil nie hê en ons wil nie oorlog hê teen Iran nie. Nou ja, nou is die oorlog daar. Dit was kort voor die uitbreek van hierdie tweede, wil ek amper sê, oorlog dan nou teen Iran. So die algemene, by verre die meerderheid van die Amerikaners, bykans 80%, sê nee, ons wil nie met Iran oorlog hê nie. So dan is dit 'n absolute teelaarde vir 'n valsvlag operasie. En wat is 'n valsvlag? In kort, 'n valsvlag is wanneer 'n politieke entiteit, politieke groepering of 'n militêre entiteit, militêr, 'n aksie orkestreer, iets doen, maar dit laat lyk asof iemand anders skuldig is. Dit is die hele idee van 'n valsvlag. Jy doen iets, jy vat nie aanspreeklikheid wat dit gedoen het nie, jy laat iemand anders skuldig lyk, sodat daardie ou wat skuldig lyk, dan geïmpliseer word. Kom ons maak dit eenvoudig in terme van hierdie video's wat ons nou gekyk het in Qatar en Saudi-Arabië, waar Mossad agente gevange geneem is vir die beplanning van bomme en die vervaardiging van bomme, om dan nou sekere teikens in Saudi-Arabië en Qatar aan te val as 'n vals vlag, maar dit te laat lyk asof dit Iran is. En onmiddellik, dis oorlogstaktiek, dis strategie. Die vraag is altyd, gaan u en ek in so iets uitgevang word? Gaan ons mislei word? Want dis belangrik. Want dis nie almal wat daardie agtergrond het van die intelligensiedienste om 'n beter idee te kry en gedagte oor die gevare daarvan en dit raak te sien vir wat dit is. So, in Amerika is dit logies nou, dat daar, ek verwag, is 'n verwagting, ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar ek het 'n sterk verwagting, dat daar 'n vals vlag operasie gaan plaas. Met ander woorde, 'n CIA, Mossad, operasie of operasies, wat gaan veroorsaak, wat in Amerika gepleeg gaan word, ek kan nie sê wat dit sal wees nie, 'n bom, 'n tipe van 'n klein kernsituasie, hoe dit ook al sy, uit dit uit, weer die steun van die Amerikaanse bevolking kry en sê, dit was Iran,
En daarom word die 80% om en by, wat nie wou oorlog hê nie, word dan nou 50 of 60 of 40 of 30% na so vals vlag. En sê, o nee, skiet Iran nou van die aarde af. So, dis maar algemene praktyk, as ek dit so kan sê. Soos ek kan sê, Jan Smuts in ons eie geskiedenis het dit gedoen met Suidwes-Afrika. So, dis niks niets nie. Die gevaar vir ons hier is, hier kan ook 'n vals vlag gerig word. Hier kan 'n insident geskep word, kom ons sê 'n sluipmoord word toegepas, argumentsonthaalwe, op 'n belangrike politieke figuur, wat 'n revolusie of emosie sal uitlok, né? En dan die skuld te pak, byvoorbeeld, sê nou maar op ons, en sê, die regses, die behoudendes, die konservatiewes, hierdie instansie is verantwoordelik daarvoor, wat nie so is nie, maar wat dan 'n emosie uitlok, en 'n revolusie van stapel stuur. Dis net een scenario, dis net 'n voorbeeld wat ek vir u noem. 'n Ander valsvlagoperasie wat kan plaasvind, ek noem net voorbeelde. Daar's legio scenario's, legio baie voorbeelde met ander woorde. En nog een is byvoorbeeld, laat kom ons sê hier word 'n insident geskep soos wat ons in Senekal gesien het, waar daar emosie is. Kom ons sê, daar word so 'n insident geskep doelbewus. 'n Regering, 'n instansie, 'n intelligensieorganisasie, of dit nou CIA is, of MI6 is, of Mossad is, wat ons weet vir Suid-Afrika gesê het, jy het probleme. Hoe jy my hanteer het vir die Israelies, vir Amerika, ons het 'n probleem met jou. So hier gaan 'n situasie kom. En dan kan dit maklik gebeur, dat sulke intelligensiedienste, byvoorbeeld, ek gee 'n voorbeeld mense, ek sê net gaan so gebeur nie, maar ek gee voorbeelde wat ons 'n half bietjie ondervinding van gehad het en gesien het wat se emosie dit uitroep en uitbring. En sê net maar hulle pleeg 'n brutale plaasmoord waar vroue en kinders betrokke is om 'n Senekal, nie 2.0 of 2.0 soos hulle in Engels sê nie, 'n Senekal tot die mag 2, tot die mag 3, met ander woorde, 'n baie geeskaleerde emosie uitlok. En dan kan dit as dit ware, as 'n lokval, 'n ambush opgestel word, om dan die behoudendes, die wat daarteen in opstand kom, 'n harde, met die hoop dat dit 'n finale nekslag sal wees, maar ten minste 'n harde nekslag sal wees, om die mense dan die skrik op die lyf te jaag. So ek hoop u verstaan net, opnuut wil ek hierdie, want ons is nou in tye, ons het nou ook gesien waar 'n Israeliese segsman gesê het, dis nou ideaal om die Al-Aqsa moskee uit te haal. En hy sê die voorbeeld, hy sê ons skiet hom uit, die Israelies, maar ons sê net dit was 'n Iranese missiel of 'n Iranese hommeltuig wat hierdie moskee, een van die 3 heiligste vir die Islam geloof plekke op die aardbol, so geweldig, weer amper 'n emosie uitlokking van die hele islamitiese wêreld, dan nou as dit lyk of dit Iran was wat hierdie moskee stukken geskiet het, dan's die res van die islamitiese wêreld kwaad vir Iran. Wat mos nou 'n guldige geleentheid en situasie is, dis hoekom daar Mossad agente gevang was in Saudi-Arabië en in Qatar, wat bomme wou plant in 'n vals vlag, dit laat lyk of dit Iran is, sodat hierdie weermagte en lande oorlog kan verklaar teen Iran. Dis militêre taktiek en strategie. Ek sê weer, gaan jy ook in so 'n situasie en omstandighede in Suid-Afrika? Maar net om weer terug te kom, dan sê die persoon, ons skiet die Al-Aqsa moskee en ons pak die skuld op Iran. En jy het onmiddellik 'n baie sterker, waar jy nou die islamitiese wêreld het, die moslim wêreld, wat die Ayatollah baie hoogs heilig gesien en beskou het en gerespekteer het, nou is hulle almal kwaad vir Amerika en Iran. Kom ons skep so 'n situasie en ons pak die skuld op Iran en ons verdoof daardie gealfaniseerde
daardie eensgesinde aksie van die hele moslimwêreld teen Amerika en Israel. Dis nie 'n goeie plek waar ons nou is nie. Ons moet nou so aksie. En so aksie sien ons dan ook, dis hoekom hoekom sê president Trump, ons moet oppas, hier kan in Amerika, kan hier sleeper cells wees, wat teen ons, en mense kan doodgaan. Wat weet hy? Weet hy iets? Weet hy van 'n vals vlag? Mense, dit is, ek kom uit inligting uit. Daar leer jy om niks en niemand te vertrou nie. Verstaan? So daarom het ek nog nooit aangekla gevoel as mense sê, kan jy die ou vertrou, kan jy daai ou vertrou? Wees versigtig. Kyk na die vrugte van 'n boom. Laat die tyd toets. Laat die vrugte toets oor 'n tyd en bly toets. Moet ook nie ophou nie. Ons het baie opregte mense gesien. Generaal Louis Botha dink ek is een van ons beste voorbeelde in ons eie geskiedenis wat geveg het saam met die boere in die boereoorlog en éventueel saam met Smits en die imperialiste, die Britte wat 'n holocaust op ons toegepas het, geveg het teen die Duitsers en nie teen die Britte nie. So ja, kyk altyd na die vrug van 'n persoon, kyk altyd waar die pad wat hy loop, jy moet dit doen, ons moet dit doen. Anders is ons naïef en gaan ons uitgevang word. En ja, om terug te kom Suid-Afrika toe, dan kan hulle so 'n vals vlag skep. Hulle kan 'n sluipmoord pleeg, dis voorbeelde mense, en die skuld pak op iemand wat emosie uitlok teen daardie groepering, daardie klein bevolking, of wat ook al daarmee saam. Hulle kan 'n plaasmoord pleeg, wat in die koerante, wat emosie uitlok, soos 'n senekal. Maar soos ek sê, 2 keer, 3 keer, erger as 'n senekal. Met 'n spesifieke politieke doel, militêre, meer politiese doel, om te kan optree om sekere beperkings, om wapens te ontwapen, of wat ook al. Mense, hierdie scenario's is legio. En daarom het Suidlanders, om mee af te sluit, het ons ook ons noodplan so ingerig, dat ons fases van ontruiming het. Fases van onttrek, jy kan dit noem onttrek, ontruim is vir my altyd 'n beter woord, want jy gaan nie jou huis verlaat, omdat jy net wil onttrek nie. Jy gaan dit doen omdat jy wil ontruim. Jy wil 'n area, jou huis, verlaat as gevolg van veiligheidsredes, logistieke redes, wat ook al, dit die rede daarvoor is. Wanneer jy hom wil ontruim, het Suidlanders vele fases, voordat ons eers by ons finale veiliger areas begin kom. Soos jy deur die fases gaan, sal jy self sien, dis nodig, ons kan nie terug nie, ons moet nog verder. Volgende fase, ons kan nie terug nie, die situasie het geeskaleer, of dit nou is omdat brandstof 30 en 40 en 50 rand 'n liter word, en dit 'n revolusie in Suid-Afrika begin en initieer. Die Vader is in beheer van alles, so wees kalm en rustig daaroor, sy profesie sal in vervulling gaan, halleluja, prys sy groot en heilige naam. Dis ons hoop, dis ons alles. Dis ons oorlewing en ons oorwinning. Ja, luisteraars, dis so wonderlik. So hoe dit ook al sy, ons het hierdie fases ontwerp en ontwikkel. Kom ons sê soos Natal, was 'n goeie voorbeeld, waar daardie geïsoleerde Suidlander groeperings op die meriete van hulle eie plek kon besluit, gaan ons fase 1 aktiveer, gaan ons fase 2 aktiveer, gaan ons na fase 3 toe gaan. Daar's nie ruimte vir 'n vals vlag nie. Daar's nie ruimte vir 'n lokval nie, want dis geïsoleer een plek. Dis nie ons het een aksie en almal onttrek onmiddellik na een punt, sentrale punt of min of meer sentrale punt. Dis 'n resep vir 'n ambush. Verskoon my Engelse taal, vir 'n lokval. Maar 'n ambush sê dit nogal, ek wil nie sê beter nie, ek's baie trots op my eie taal. Maar hoe dit ook al sê, 'n lokval waarin jy gelok word. En daarom is dit een van die redes, een van die baie redes, maar 'n belangrike rede, laat ons hierdie fases het, dwars oor die hele land. Elke provinsie, elke dorp het sy eie fases. Jy kan nie 'n vals vlag op so 'n noodplan toepas nie. Jy kan nie. Maar jy kan, as jou noodplan enkele te min beperkte fases het, dan is jy, ek wil amper sê, opgestel vir 'n vals vlag operasie, waarin jy in 'n lokval gaan inloop
en dit vir jou baie bedenklik gaan eindig. Maar ja, daar is die profeseë ook vir ons baie duidelik hoe hulle in mekaar flans en hoe en wat se taferele eers gaan afspeel en moet afspeel. Want wanneer 'n profesie vir jou sê dit gaan gebeur, dan weet jy dit moet nog gebeur. As dit nog nie gebeur het nie, dan is die tydsstip en die kronologie van gebeure is nog nie by die einde nie. En dit is belangrik om hierdie dinge waar te neem en die ondervinding en die kennis te hê van die intelligensieagentskappe, sodat ons mense nie verlei, nie mislei en hulle self in 'n lokval inloop as gevolg van so 'n vals vlag operasie en situasie. En ek wou net weer hierdie onder die aandag bring. Dis baie belangrik om daarna op te let, want as jy in daardie struik trap, gaan jy in die boom opgehang word. Dit is so maklik soos dit. Sterkte en seën tot 'n volgende keer. Totsiens.